Goeienaand en baie welkom by die tweede van ons temas vir Pinkster 2021. Mag dit vir ons ook 'n wonderlike reis wees as ons ook verder gaan in hierdie gedeelte van die verhaal van Exodus. Maar voor ons verder gaan, kom ons begin. Ek lees vir ons as fotum Psalm 23. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerte kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal terugkeer na die huis van die Here tot aan lengte van dae. Amen. Mag die Here in hierdie oomblikke vir jou ryklik seën, ook daar waar jy nou is.
Here God, as ons in hierdie oomblikke ook voor u woord stil is, dan is dit met 'n diepe afhanklikheid van u. Ons vertrou op u en ons glo dat u ook in hierdie oomblikke vir ons sal seën en vir ons sal lei. In die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons uit Eksodus hoofstuk 3. Eksodus hoofstuk 3 van vers 1. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, sy kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep in die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het dit gesien, daar is 'n doringbos aan die brand, maar die doringbos word souwaar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit hierdie land te laat optrek na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete. En nou kyk, die noodkreet van die Israeliete het my bereik. Ek het tot die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk raak gesien. Gaan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk die Israeliete uit Egipte uit te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek, dat ek na die Farao toe kan gaan en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie plek dien. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle gestuur, en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God het weer vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is die gevierde naam van geslag tot geslag. Gaan en bring die oudstes van Israel byeen en sê vir hulle, die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, het in my verskyn en gesê, ek gee noukeurig aandag aan julle en aan wat aan julle in Egipte aangedoen word. Ek verklaar dan, ek sal julle laat optrek weg van die ellende van Egipte, na die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Jewiete en die Jebusiete, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Hulle sal na jou luister, en dan moet jy, die oudste van Israel, na die koning van Egipte gaan. Julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons bekend gemaak. Laat ons asseblief dan nou 3 dagreise ver die woestyn ingaan, sodat ons aan die Here ons God kan offer. Ek weet egter dat hy, die koning van Egipte, julle nie sal toelaat om te gaan nie, tensy hy gedwing word deur 'n kragtige hand. Maar ek sal my hand uitsteek en Egipte tref met al my wonders wat ek in hulle midde gaan doen. Daarna sal hy julle laat gaan. Ek sal sorg dat die Egiptenare hierdie volk goedgesind is, sodat wanneer julle gaan, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet voor haar buurvrou of van die een wat in 'n ruistydelike verblyf geniet, silwer en goue voorwerpe en klere eis. Julle moet julle seuns en julle dogters dit laat saamdra. So moet julle byt neem van die Egiptenaars. Hierop het Moses geantwoord en gesê, maar as die Israeliete my nie glo nie, en hulle nie na my luister nie, as hulle dalk sê die Here het nie aan jou verskyn nie. Die Here sê toe vir hom, wat het jy daar in jou hand? Hy antwoord, 'n staf. Die Here sê, gooi dit op die pad, en toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang. Moses het daarvoor teruggeduins. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp dit aan die ster. Moses het sy hand uitgesteek en dit gegryp, toe word dit weer 'n staf in sy hand.
Dit is sodat hulle kan glo dat die Here, die God van hulle voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, aan jou verskyn het. Die Here het weer vir hom gesê, steek jou hand in die vou van jou kleed. Hy druk toe sy hand in die vou en toe dit uittrek, was sy hand melaats, soos sneeu. Daarop sê die Here, steek jou hand weer in die vou van jou kleed. Hy het weer sy hand in die vou gesteek en toe dit uittrek, was dit weer soos die res van sy liggaam. As hulle jou nie glo nie, en nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. As dit dalk gebeur dat hulle selfs hierdie tweede teken nie glo nie, en nie na jou stem luister nie, skep dan vir die Nylse water en gooi dit uit op die droë grond. Die water wat uit die Nyl geskep het, sal bloed word op die droë grond. Maar Moses het vir die Here gesê, asseblief my Heer, ek is nie 'n man van woorde nie, nie in die verlede nie en ook nie van dat u weer u diensknegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Daarop sê die Here vir hom, wie het 'n mond vir die mens beskik, en wie maak hom stom of doof, siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Gaan dan nou. Ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Maar hy sê, asseblief my Heer, stuur asseblief iemand anders. Die toorn van die Here het teen Moses ontbrand en hy het gesê, as Aaron die Lewiet nie jou broer nie, ek weet dat hy welsprekend is. Wat meer is, kyk, hy is op pad om jou te ontmoet, en wanneer hy jou sien, sal sy hart verheug wees. Jy moet met hom praat, en die woorde in sy mond lê. Ek sal met jou praat, en met sy mond wees. Ek sal julle leer wat julle moet doen. Hy moet namens jou met die volk praat. Dit is hoe dit gaan gebeur. Hy sal vir jou 'n mond wees, en jy sal vir hom 'n God wees. Hierdie staf moet jy in jou hand neem. Dit is waarmee jy die tekens moet doen. Moses het toe gegaan, en teruggekeer na Jethro, sy skoonvader het vir hom gesê, ek wil graag gaan en na my volksgenote wat in Egipte is terugkeer, sodat ek kan sien of hulle nog leef. Jethro sê toe vir Moses, gaan in vrede. Ek lees vir ons net tot daar. My ma het altyd vir my vertel dat toe ek so ongeveer 3 jaar oud was, het daar eendag 'n oom by my pa kom kuier. En hierdie oom kon nogal lelik praat. En ek het blykbaar na hom toe gestap en so aan sy broek se pyp gepluk en vir hom gesê, oom, 'n mens praat nie so nie. Sy reaksie was om na my pa te draai en vir hom te sê, o, nog 'n predikant in die familie. Want sien, my oudste broer is ook 'n predikant. Toe ek so ongeveer in standaard 8 of in graad 10 was, het ons 'n teologie student gehad wat vir ons die kerkjeug gelei het. Sy naam was Roy Thorn. Hy het op 'n keer met ons gepraat en hy was so ernstig oor dit wat hy gesê het, dat hy gesê het, man, dit is so seker soos wat Maurits eendag 'n predikant gaan word. Ek het natuurlik in my stilligheid vir hom gelag, waarvan praat hy nou? Aan die einde van my standaard 9 of graad 11 jaar, het my pa gereël dat ek in Beers deur die spoorweë sou kry om ingenieurswese op Stellenbosch te gaan studeer. Dit was 'n uitgemaakte saak. Maar aan die einde van my standaard 9 jaar, het ons by die see vakansie gehou. En ek was gedurig onrustig gewees oor hierdie ding van dat ek moet gaan ingenieurswese studeer. En een aand het ek gesukkel om te slaap en het ek geworstel oor wat ek eintlik moet gaan doen met my lewe. En so het ek stelselmatig begin om al die moontlike beroepe wat ek eendag kan beoefen so te lys. En wanneer die woord predikant verbygekom het, dan het ek hom sommer dadelik aangeskuif. Totdat ek 'n punt bereik het dat ek vir myself gevra het, maar hoekom skuif ek predikant elke keer so vinnig weg? Hoekom wil ek nie daaroor dink nie? En net daar het ek tot die besef gekom, dat dit is waartoe die Here my roep. Dat dit sy wil was, dat ek vir predikant moet gaan studeer. Volgende oggend het ek by pa en my ma sit gemaak, en ek het vir hulle gesê, ek gaan nie na matriek ingenieurswese studeer nie, maar teologie. My ma was natuurlik dadelik in trane gewees. Ek weet vandag toe nog nie of dit oor vreugde of oor ontsteltenis was nie. Maar dit is die pad wat die Here my toe geroep het. En deur al die jare heen, wanneer ek ook in die bediening deur moeilike tye gegaan het, of wanneer ek gekonfronteer was met teleurstellings, dan was dit die een ding waarin ek vasgehou het, nog altyd, dat die Here my geroep het, om in sy diens te staan,
en 'n predikant te wees. Hoekom vertel ek vir jou hierdie verhaal? Want van die mees aangrypende verhale in die Bybel is juis die roepingsverhale in die Bybel. En daar is sulke aangrypende verhale. Dink maar aan die verhale van Jakob by die Jabokrivier, van Jesaja, Jeremia, van Gideon. Dink maar aan die verhaal van Paulus, van Matteus. Aangrypende verhale. Maar sekerlik is nie een van die roepingsverhale so mooi en so aangrypend, soos juis hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, waar die Here vir Moses roep, om as leier op te tree, om Israel uit Egipte uit te lei nie. Ons het Sondag by ons eerste tema gehoor dat God nie alleen die nood van sy volk raak gesien het nie, maar dat God reeds agter die skerms besig was om sy plan stelselmatig te laat ontvou. En Moses was deel van hierdie plan. En hoe aangrypend is juist nie die verhaal rondom Moses se geboorte en hoe op die ouende in die paleis van Farao geland het nie. Natuurlik het Moses weer 'n spanner in die wiel gegooi van God se plan, toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het. Hoewel Moses deel van die huishouding van die Farao was hy nog steeds 'n Hebreër, 'n Israeliet gewees. En daarom toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het, moes Moses noodgedwonge vir sy lewe vlug. En so beland hy in die Midian woestyn. Vir 40 jaar het Moses daar deurgebring en die skape van sy skoonpa Jethro daar in die woestyn opgepas. Maar dan ontmoet God vir Moses daar in die woestyn. Nie net die fisiese woestyn nie, maar ook in die woestyntyd van sy lewe. Dis wat baie keer ons verhale ook, is dit nie? Ons lewens neem ook gereeld dwaalpaadjies, afdraaipaadjies, waar ons ook in woestyntye, woestynmomente van ons lewens beland. Maar hoe merkwaardig is die verhale van die Bybel nie juis, om vir ons daaraan te herinner dat God ons juis ook telkens by herhaling in die woestynmomente, in die woestyntye van ons lewens kom ontmoet nie. Hoe God mense juis in die woestyntye van hulle lewens kom aanraak. Elizabeth Barrett Browning het 'n gediggie geskryf, Earth's crammed with heaven, and every common bush afire with God, but only he who sees takes off his shoes, the rest sit around and pluck blackberries. Die geheim van ontmoetings met God in die woestyntye van ons lewe is die vermoë om God raak te sien. Is die vermoë om God se hand en God se ontmoeting met my te kan ontdek. Want soveel kere kyk ons vir God in ons woestynverhale mis. En bly ons vasgevang in moedeloosheid en in die worstelinge van ons lewens. Ons verhaal vertel vir ons dat Moses 'n bos sien brand. Geleerdes wil beweer dat 'n bos wat brand in die Midian woestyn blykbaar 'n algemene verskynsel was. Maar Moses let op dat hierdie bos wat brand, nie uitbrand nie, wat ongewoon was. En hierdie oplettendheid van hom bring hom by 'n ongelooflike ontmoeting met die lewende God self. Ontmoeting wat nie alleen Moses se lewe verander nie, maar veral wat hom weer terugbring op die pad waartoe God hom aanvanklik geroep het. Soos iemand dit mooi beskryf, die Here oorweldig en verower mense soms met sy krag en sy liefde. Een van die werkwaardighede van hierdie roepingsverhaal is Moses se aanvanklike weerstand, teenstand teen hierdie roeping. Moses dein telkens terug vir die Here se opdrag. 3-4 keer soek Moses verskonings vir hoekom hy nie kan doen dit wat die Here van hom vra nie. En hoe eg menslik is dit nie? Is dit nie ook maar ons eie verhaal nie? Dat ons ook maar gereeld verskonings maak oor hoekom ons sekere goed nie kan doen vir die Here nie. Een so aangrypende voorbeeld van verskonings is die van die Engelse skrywer C.S. Lewis. Julle sal hom dalk ken, is die een wat die boek The Narnia Chronicles geskryf het.
Louis was vir baie jare in stryd met die Here gewees. En hy wou doodgewoon nie glo in Jesus Christus nie. En hy het alles in sy vermoë gedoen om God te vermy. Tot op 'n dag, want jy sien die Here het hom nie uitgelos nie, totdat Louis in sy eie woorde moet getuig. You must picture me alone in that room in Magdalene, night after night, feeling, whenever my mind lifted even for a second from my work, the steady, unrelenting approach of Him, whom I so earnestly desired not to meet. That which I greatly feared had at last come upon me. In the Trinity term of 1929, I gave in and admitted that God was God, and knelt and prayed, perhaps that night, the most dejected and reluctant convert in all England. I did not then see what is now the most shining and obvious thing, the divine humility, which will accept a convert even on such terms. The hardness of God is kinder than the softness of men, and His compulsion is our liberation. Hoe aangrypend mooi is dit nie? Louis wat beskryf hoe die Here met sagtheid en met geduld in sy lewe gewerk het, totdat hy nie 'n keuse gehad het om te glo nie. En dis ook waar, ook vir jou en my. Maar in Moses se geval, kyk hoe mooi en geduldig werk God ook met Moses. Die eerste vraag wat Moses vra is, maar wie is ek? Wie is ek om te gaan deur die Here gebruik te word? Wie is ek om deur die Here gestuur te word? En die Here se reaksie? Moses, ek sal by jou wees. Jy gaan nie alleen hierdie paadjie stap nie. Dan vra Moses 'n tweede vraag. Maar wat moet ek vir die Israeliete sê is u naam? Moses vra hier die essensiële vraag. Hy vra, wie is u, Here? Wat is u hart? En wat is u wese? Ek vermoed Moses vra hierdie vraag meer vir homself as wat hy 'n antwoord vir die Israeliete wou gaan gee. En God se reaksie? Ek is wat ek is. Geleerdes is dit eens dat hierdie naam waarmee God homself aan Moses en op die ou en aan die Israeliete beskryf, tegelyk openbaar en versluier, bekend maak en geheim hou. Eintlik wil God net vir Moses sê, en die Israeliete moet dit weet, God is almagtig, en hy was altyd daar, en sal altyd daar wees, vir hulle. Maar meer as dit, het hulle nie nodig nie. In hierdie naam van God, lê 'n oproep tot geloof, lê 'n oproep tot vertroue opgesluit. Moenie God probeer verstaan, of probeer vasvang in 'n naam, of probeer beperk met ons beperkte begrip nie. Laat God toe om God te wees, almagtig, soewerein, teenwoordig. Maar steeds is Moses nie oortuig nie. Maar wat as die Israeliete my nie wil glo nie? Die Here se reaksie? Hy gee vir Moses 'n wonderwerk. Hy gee vir hom 'n teken van 'n kierie wat in 'n slang verander en van 'n gesonde hand wat siek word en weer gesond word. Soms moet die Here maar op buitengewone, bonatuurlike maniere ook met ons werk, net om ons te oortuig. Moses se laaste beswaar: Ag Here, ek kan nie goed praat nie. Moses het dalk gehakkel. Dalk was hy iemand wat gesukkel het om voor mense te praat. Waarskynlik het hy na 40 jaar in die woestyn gevoel dat hy nie meer gemaklik is met die Egiptiese taal nie, en nie met die farao sou kon kommunikeer nie. Maar ook vir hierdie probleem van Moses kom God op tegemoet. Jou broer Aaron sal saam met jou die praatwerk doen, Moses. En daarmee het Moses geen verweer meer oor nie. En kan hy gewoon niks anders doen as om te doen dit waartoe God hom geroep het nie. Wanneer Moses uiteindelik weet dat God, die lewende God, by hom sal wees in die uitvoering van hierdie roeping, van hierdie opdrag, en wanneer Moses besef
dat sy eie broer, wat hy kan sien met wie hy kan praat, en kan vat, langs hom gaan wees, dan gebeur daar iets merkwaardigs. Moses draai om, en hy gaan na sy skoonpa Jethro toe, en hy sê vir hom, ek wil graag gaan, en na my volksgenote wat in Egipte is terugkeer, sodat ek kan sien, of hulle nog leef. En daarmee, in daardie moment, is die ompad voltooi. En is Moses terug op Godse pad vir hom. Gereed om te doen, dit waartoe God hom roep, en waartoe God vir hom opdrag gee. Waarvoor God hom oor baie jare heen, selfs in die woestyntyd van sy lewe, voorberei het. Die Amerikaanse gospelsangeres Lauren Daigle sing in haar lied You Say die volgende woorde: I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. God sê vir Moses en vir Israel, ek roep, ek oortuig, en ek gaan saam. En God sê dit ook vir jou en vir my. Amen.
Here, U weet hoe swak en nietig ons in hierdie lewe kan voel. Here, U weet hoe omstandighede in die lewe ons magteloos en moedeloos kan maak. Maar dankie Here dat ons kan weet, ook in die verhaal van Moses se roeping, ons ook die boodskap oor echo, dat U nooit U kinders los nie. En dat daar geen situasie is wat vir U onmoontlik is nie. En dat daar in ons eie lewens niks is wat in die pad staan, dat U ons kan gebruik nie. En Here, daarom is ons gebed, dat U regtig vir ons sal help, om te ontdek, dat U ons roep, dat U met ons besig is, maar dat U op hierdie lewenspad tree vir tree, saam met ons gaan. Seën ons Here, help ons om daar te wees, waar U ons wil hê. In die naam van Jesus ons Koning. Amen. Mag die Here vir jou ryklik seën. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen. Vreugde
ons elke oomblik U roepstem hoor. Mag ons deur U grootheid en almag oortuig word. Mag ons verseker wees, U gaan saam. Here Jesus is U beveel. Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Amen. Kom ons sing 'n laaste lied saam, lied 500, ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe